Watter prentjie kom in jou gedagtes op, as ek jou sou vra om 'n woestyn te beskryf? Jy sou miskien ietsie sê soos 'n dorpplek, of dadelik dink aan 'n plek van isolasie. Ons lees baie van woestyne in die Bybel, bykans 300 keer. 'n Plek waardeur mense moes reis, vlug en soms vir 'n tyd lank vertoef. Maar ons lees ook van geestelike woestyne, waar karakters getoets en gevorm was. Ons vroeg almal een of ander tyd deur 'n woestyn. Soms wees ons eie toedoen, die van ander, onverwagse omstandighede buite ons beheer, en jouself soms as gevolg van God se plan. As jy al deur 'n woestyntyd was, sou jy hopelik soos 'n ondersteuner langs die veld of by die oase, onomwonde en bemoedigend kan sê, hou uit, hou moed, dit sal verbygaan. Of dalk is jy iemand wat huidiglik moedeloos en alleen daar rondwal. Hoe hou 'n mens moed as jy sonder moed is? Ek het die ander dag 'n mooi ding gehoor. There's a painful gap between head knowledge and heart experience. Dis wanneer die tekkie die teer slaan en ons al die mooi geestelike dinge wat ons ken in praktyk moet toepas. Hierdie is makliker gesê as gedaan. Dis in hierdie void, in hierdie leegte, waar ons woestyntye soms lê. Jou kop weet waar jou hulp vandaan kom, maar jou hart is vuisvoos geslaan deur die realiteite van die lewe. Kom ons stap vandag saam met 'n paar Bybelkarakters deur hulle woestyntye en kyk wat ons hieruit vir onsself kan vat. Hoeveel kan jy dalk hiermee vir jouself wag? En watter hoop gee dit ons om wel deur te druk en moed te hou? In Genesis 12 gee die Here vir Abraham 'n paar beloftes. 'n Nuwe land, dat hy 'n man van groot betekenis sal wees en 'n groot nasie. Maar toe is dit asof Abraham vir hom 'n sitplek in die wagkamer inneem vir 25 jaar. Abraham was 100 jaar oud toe Isak gebore is. Ons kan heelwat uit Abraham se geloof leer, maar een ding is verseker, en dit is dat hy 'n wagtende geloof, 'n waiting faith gehad het. Die wagtydperk was deel van God se groot plan vir Abraham. Nie omdat God te stadig was nie, maar omdat Abraham iets hieruit moes leer. Hy het 'n geestelike volwassenheid en wysheid gekweek. En dit het sy geloof en vertroue in God versterk. Wagtye gaan nie altyd oor onsself, ons eie wenslysies of ons gemak nie. Van die belofte van 'n groot nasie het Abraham maar een seun gesien. God gebruik wagkamerwoestyne vir sy glorie. As iets vir 'n mens onmoontlik lyk, wil God bewys dat dit vir hom moontlik is. Om te wag, berei ons voor vir 'n goddelike doel. Soms wil die Here eers in ons werk, voordat hy deur ons kan werk. Onthou, hy is die voltooier van jou verhaal. Ons haat dit om te wag. Vandag is bykans alles net gerieflik vinnig. Maar wanneer God aan ons karakter kom kerf, doen hy dit delikaat, sorgvuldig en deeglik. Dit is tensy ons natuurlik bereid is om hom toe te laat, nê? Dis nie sonder rede dat die Here vir ons soms 'n stoeltjie in die wagkamer intrek nie. Sekere hartoperasies kan tot 8 ure of selfs langer neem. Hierdie tipe prosedures kan onder geen omstandighede gehaas word nie. Wie 'n nuwe hart het, 'n wagtende hart, kan nie breek as dit in God se hand rus nie. Hy toets ons, hy vorm ons en hy berei ons voor vir meer as wat ons soms kan begryp. Koester jou wagkamer, dit het 'n doel. Hagar was Abraham en Sarai se slavin. Haar verhaal is 'n goeie voorbeeld van iemand wat as gevolg van die toedoen van ander in 'n wanhopige woestyn beland het. Ons weet dat Abraham nie in sy geloof verswak het nie. Ons kan nie eintlik dieselfde van sy vrou Sarai of later Sara sê nie. Sarai was moedeloos oor die feit dat sy nog nie vir Abraham 'n kind in die wêreld kon bring nie en maak haar eie plan deur haar slavin vir Abraham as vrou te gee. Hagar het haar eienares geminag hieroor, want sy het ongewenst swanger geraak. Sarai het haar sleg behandel en omdat Hagar dit nie meer kon verduur nie, het sy weggeloop.
woestyn toe. Ons kan ons eintlik net indink hoe kwaad, bang, veronreg en misbruik Hagar gevoel het. Hoe wonderlik is dit om te lees hoe die Here hom oor Hagar hier midde in haar woestyn kom ontferm het. Die Here was vir Hagar soos 'n vangnet, midde in haar teleurstellings, waar mense haar te nagekom het. Die Here beveel vir Hagar om terug te gaan. Eina, dit moes moeilik gewees het. Om dit te kon doen, moes hy sekerlik eers met bitterheid of onvergewensgesindheid gedeel het. En hy seën haar met 'n groot nageslag, te veel om te tel. Klink dit nie soos dieselfde belofte wat God aan Abraham gegee het nie? Gaan lees maar Genesis 16 vers 10. Hy gee ook vir Hagar 'n opdrag om haar seun Ismael te noem, wat God hoor beteken. Want die Here het van haar swaar kry gehoor. Dit laat my dink aan die vers in Jesaja 59 vers 1, wat sê die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. God hoor ook vir jou. Hierna roep Hagar uit, U is 'n God wat my sien. El Roi, God sien ook vir jou. Maar weet jy wat staan vir my uit? Hagar sê, hier het ek hom gesien, wat my gesien het. Die Here is saam met ons, in ons woestyn. Jy is nie alleen nie. 'n gebreekte hart is veilig in die hand van God. Ongelukkig was hierdie nie die laaste keer wat Hagar 'n wroging in die woestyn moes deurgaan nie. Sara het vir Ismael verafskiet en haar man beveel om vir Hagar en haar seun weg te jaag, woestyn toe. Hoe wonderlik om in Genesis 21 te lees, God het weer gehoor en gesien en vir Hagar en haar seun versterk en voorsien. Hy kom en herstel Hagar se gebrokenheid. Ons as mense het swakhede en stel ander te leer een of ander tyd. Die lewe is nie altyd regverdig nie. Maar al voel jy hoe eensaam of hoe ver, kan jy weet, God sien jou, hy hoor jou en nog beter, hy is by jou. Uit vrees vir Saul het Dawid woestyn toe gevlug. In totaal ongeveer 13 jaar. Genade, hoe vinnig raak ek en jy nie moeg vir tye in die woestyn nie? Hoe moes hierdie mense gevoel het? In hierdie woestyntyd van Dawid, kom en verwyder God alles en almal wat bekend en naby aan hom was. Die Here sonder hom af vir voorbereiding vir een hoofdoel, 'n koningskap gewortel in hom. Maar daar is iets opvallends vir my in Dawid se woestyn. In 1 Samuel 22 vers 2 lees ons: Verder het elkeen wat in die moeilikheid was, en elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit, en hy het hulle leier geword. Hoe arrogant is dit van ons om te dink dat die Here nie deur ons swakhede of foute kan werk nie. Dawid se menslike foute kon nie die Here se goddelike plan oor sy lewe versmoor nie. Woestyne is daar om ons te leer en te vorm op maniere soos niks anders kan nie. Wil jy wegkruip? God se plan sal jou vind. 'n brose hart is steeds bruikbaar in die hand van God. Jesus self moes 'n woestynpad stap. Hy leer ons hierdeur hoe belangrik dit is om naby aan ons Vader te bly in tye soos die. Want as ons swak is in isolasie, is ons maklike prooi vir die een wat steel en verslind. Die duiwel wil jou fokus verdof. Hy wil jou van jou goddelike doel vervreem. Hy wil jou oortuig dat jy te veel tekortkominge het om te dien in God se koninkryk. Maar soos in Hagar se storie, weet ons, die Here wil ons toevou met sy teenwoordigheid. Hy wil ons veilig wegsteek teen sy bors. In tye van isolasie kan die geraas van die wêreld stil genoeg geraak, sodat ons weer die hart van ons Vader kan oorklop. Dis in hierdie stilte van afsondering, waar die siel weer leer om die beloftes van God vir ons eie hart te fluister. Die Here wil jou skuilplek en veilige vesting in woestyntye wees. Hy wil in jou behoeftes voorsien, wat jy nodig het, wanneer jy dit nodig het. Hy wil jou lei en sy pad vir jou lewe aan jou bekend maak.
Hy wil jou gebruik in sy koninkryk en jou weer herinner aan die krag wat daar is in aanbidding en oorgawe. Nou hier in jou woestyn. So hou moed. Jou woestyntyd sal verbygaan en jy sal sterker aan die ander kant uitkom.